Wie van julle was al in Kakamas by die Pink Padstal? Wie kan vir my sê? So julle ken die Pink Padstal? Ek sien baie van ons is bekend by die Pink Padstal. Nou by die Pink Padstal, as jy jou kar parkeer het en jy stap in by die padstal, net buite die ingang is daar 'n tafel met boeke. En hulle het baie interessante boeke binne in die padstal, maar al die boeke op die tafel buite is gratis aan die publiek. Ek weet nie of jy dit weet nie. En ek het 'n baie oulike boekie van John G. Lake en sy bediening daar gesien, en ek kon dit eers nie glo nie. Ek het iemand binne gevra, is julle seker? Jy weet, hierdie is 'n klassieke boekie, ek dink nie hulle druk hom mee nie, is julle seker hierdie boekie is gratis? En gesê, al die boeke, en dis meestal geestelike boeke, al die boeke op die tafel by die Pink Padstal buite, is gratis. En dit het my laat dink, in 2026 is dit hoe ons moet wees as 'n kerk. Ek wil hierdie vergelyking gebruik van die Pink Padstal. Ons moet soos die Pink Padstal wees, 'n geestelike padstal, wat die brood van die lewe, die woord van God wat ek en jy vanoggend gaan ontvang, gratis aan mense kan verskaf, wanneer hulle kom en wanneer hulle dit nodig het. En luister na Jesus se uitnodiging. Hierdie vers is nie op skerm vanoggend nie. Ek wil net 'n inleiding lê vir wat ek nou gaan sê. Maar in Openbaring nooi Jesus ons hierdie uitnodiging. Hy sê, laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem. En dan maak hy hierdie stelling, verniet. Dit is die boekie buite die padstal. Die water van die lewe, die woord van God wat ek en jy vanoggend gaan ontvang, kom na ons toe verniet. Maar ek hou van wat Jesus hier sê, laat hom wat wil dit neem. En my vraag vir jou in 2026, wanneer ek dink aan hoeveel boodskappe, as die Here ons lewe sou spaar, deur 2026, hoeveel boodskappe ons gaan hoor uit hierdie gemeente uit, deur ons leiers en ons geestelike leiers en ouderlinge, dink net aan hoeveel boodskappe gaan uit ons gemeente uit gepreek gaan word. En my vraag vir jou is, wil ons kom drink van hierdie lewende water en gaan ons die woord toelaat, wanneer ons dit hoor, om ons lewens te verander? En ek wil jou nooi om saam met my 'n besluit te neem vandag, dat van die eerste Sondag af in 2026, dat jy nie een boodskap gaan toelaat om net by een oor in en 'n ander oor uit te gaan nie. Maar jy gaan elke boodskap toelaat om jou te verander, om jou te transformeer en om jou meer soos Jesus te maak. Maar ek en jy moet wil. Amen. En so ek wil jou vra vanoggend, wie wil? Amen. Want ek weet ek wil. En ons gesin wil. Meer van hom in 2026. En natuurlik weet ons nou al, ons weet dit al van 2012 af, vandat ons familie persoonlik begin het om aan die begin van elke jaar, vanaf 2012, God te soek in vas en gebed, en in die jare wat verbygegaan het, ons gemeentes gelei het om saam met ons te bid. Ek is so bly oor die feit, dat oor 25 jaar se bediening, ons gemeentes gelei het, na 'n kultuur van vas en gebed toe, en dat dit vir mense belangrik geword het om God te soek aan die begin van die jaar, en dit is hoekom ons hom aan die begin wil soek, want ons weet dat dit verandering bring in ons lewens en verhouding met God. Dit bring enorme groei, en ek wil vanoggend met jou hieroor begin praat, want oor die volgende paar Sondae gaan ons leer oor vas en gebed, en mense het baie verhaal oor vas en gebed, veral as vas en gebed, nie iets is wat jy gereeld doen nie. En so ek wil jou nooi, as jy nog nooit gevas en bid het nie, om hierdie jaar saam met ons te begin. En ek hoop vanoggend gaan ek dit vir jou maklik genoeg maak om dit te kan doen. En om te weet dat jy groot dinge van God kan verwag, wanneer jy jouself vir 'n tyd afsonder om hom te soek. En so ek wil vanoggend afskop met
ons eerste boodskap in 2026, in hierdie 21 dae van vas en gebed. En wat ek met vanoggend se boodskap wil doen is, ek wil 'n fondasie vanoggend lê vir wat ons gaan leer oor vas en gebed oor die volgende 3 weke. As die Here wil, soos Jakobus sê, as die Here wil en ons lewe, dan gaan ons hierdie dinge leer oor die volgende paar weke. En ek wil 'n paar vrae beantwoord oor vas en gebed wat mense het. En so ek wil afskop vanoggend en ons gaan dit vir jou op skerm ook sit. Ek gaan vir die vrae op skerm sit wat miskien is dit vrae wat jy beantwoord wil hê in jou eie lewe, maar ek wil jou bemoedig, want ons het 2 platforme op die oomblik waar jy vrae kan vra. En so ons het 'n WhatsApp groep gestig, ons doen dit elke jaar, ons het 'n WhatsApp groep gestig, 21 dae vas en gebed, waar ons elke dag 'n stukkie gaan deel. Ons is besig met 'n 21 dag stukkie deel van Pastoor Vlad van die Oekraïne. Ons het enorme respek vir sy bediening. Hy het 'n pragtige bediening en hy het diep insig oor vas en gebed. En hierdie jaar as gemeente gaan ons saam met hom sy 21 dae vas en gebed dagstukkies deel op ons WhatsApp groep. En as jy al reeds op die groep is, dan het jy klaar vanoggend het jy jou eerste deel ontvang. Maar as jy nie op die groep is nie, laat ons weet dat ons jou kan bysit, of gaan op ons Facebookblad en gaan klik op die skakel en dan gaan jy op die WhatsApp groep kan aansluit. En daar kan jy vra. Soos gesien, dis 'n oop groep. Dis nie oop vir prentjies en gedagtetjies en goedjies nie. Dis oop vir vrae en interaksie oor vas en gebed. Onthou, ek dink daar's 'n groot woord vandag in die Engelse taal wat ons nou in Afrikaans ook gebruik wanneer dit kom by die hoeveelheid WhatsAppe wat mense nou kry. Ons sê gewoonlik ons spam mense met WhatsAppe, nê. So ons kry almal te veel WhatsAppe. Ek weet nie hoeveel jy in 'n dag kry nie. Ek kry enorm baie WhatsAppe en ek sal eerlik met jou wees, ek kan nie eens na almal kyk nie, kan nie na alles luister, dis onmoontlik. Daar's nie genoeg tyd in 'n dag om dit te doen nie en ek seker jy dieselfde. So op daardie groepie deel ons net dinge wat waarde het tot ons 21 dae vas en gebed. So moenie die groepie spam nie, né? Kyk vir iemand sê, moenie ons WhatsApp groep spam nie. Okay. so dis nie maar vir die groepie is nie. Maar dis vir die vas en gebed. En dan op Facebook kan jy gaan sien, ons gaan praktiese wenke gaan ons op Facebook begin deel die week. En dit gaan wees oor hoe jy wat jy prakties vir moet uitkyk as jy vas en bid. Jy weet, wanneer jy hoofpynne begin kry, wat jy kan doen, raadpleeg jou dokter as jy medikasie. Ons gaan oor al daai goedjies praat. As jy 'n diabetes is, ek het met iemand vanoggend gesels, weet watter dieet kan jy volg as jy 'n Daniel vas gaan doen, soos wat ons gewoonlik wil doen met 21 dae. So gebruik die WhatsApp en die Facebook groep om vrae te vra en ons sal met liefde, sover ons kennis trek, sal ons u antwoord en as ons iets nie weet nie, sal ons uitvind vir u. Maar ek wil jou nooi om betrokke te raak en om deel te neem aan wat ons in 2026 mee gaan afskop. So vanoggend wil ek begin in ons boodskap. Ons eerste boodskap wil ek begin deur die volgende vraag vir jou te vra en ek gaan vir jou die antwoord ook op skerm sit vanoggend. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra, wat baie mense vra is, wat is vas? Wat beteken dit om te vas? En hier is die definisie wat ek vanoggend met jou wil deel. 'n Bybelse vas. Daar's verskillende vaste. In die vas hoofstuk van die Bybel, Jesaja 58, leer ons by God self dat daar maniere is wat mense vas wat God nie behaag nie. Maar dat daar maniere is wat ons vas wat God sal behaag, want dit is die vas wat hy gekies het vir ons om te vas. 'n Bybelse vas, een wat God behaag, is die aksie wat ons neem. En ons doen dit hierdie jaar, ons doen dit saam as gemeente, alhoewel die manier wat jy dit gaan doen is persoonlik. Ons het nie een riglyn vir die hele gemeente en sê dis wat ons gaan eet nie, want almal is op 'n ander geestelike plek in hulle verhouding met God. En ons wil hê almal moet groei in hulle vas en gebedsverhouding met God. Maar ons leer, dit is die aksie wat ons neem om onsself vir 'n vasgestelde tyd, en in hierdie geval 21 dae, van iets vleeslik te weerhou. Maar daar is 'n doel daarmee. Dis nie sodat ek gewig kan verloor of omdat ek net meer gesond wil wees nie. Daar is 'n geestelike doel aan vas. En die doel daarmee is om God te soek gedurende daardie tyd.
En dit is wat 'n Bybelse vas is die afsondering van sekere dinge, en ons gaan dan van hulle raak vanoggend, die afsondering van sekere dinge, om gedurende daardie tyd, wat ons nie daardie dinge doen nie, God te soek, en sy doel vir ons lewe, vir ons gemeente, vir ons gesinne, beter te verstaan, en om onsself aan hom toe te wy, aan die begin van die jaar. Nou in die boek van Esra, ons sit vir u hierdie vers op skerm vanoggend, Esra 8 vers 21, het Esra ook 'n korporatiewe vas uitgeroep vir mense wat besig was om terug te trek na Jerusalem. So hulle was in ballingskap, hulle kom terug na Jerusalem, en Esra roep 'n gesamentlike tyd van vas en gebed uit, net soos wat ons doen as gemeente die jaar, en luister hoe hy dit benader. In Esra 8 vers 21 skryf hy, toe het ek daar 'n vastyd uitgeroep aan die rivier Ahava, om wat te doen? Om ons te verootmoedig voor die aangesig van ons God. En hier is die doel waarmee ons het gedoen het, sê hy, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra. Hulle is op pad Jerusalem toe, 'n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families. En ek is so lief vir die feit dat hy hier die volgende punt noem, en al ons goed. Met ander woorde, Esra bid en sê, ons gaan voordat ons hierdie reis aanpak, gaan ons onsself afsonder om God te soek, en in hierdie tyd te bid vir onsself, vir ons families, en alles wat God aan ons vertrou het in ons lewens. Alles wat ons besit, alles wat ons het, alles wat ons is. En is dit nie 'n pragtige manier om 2026 af te skop, en te sê, Here, wanneer ek hierdie jaar begin, voordat ek hierdie reis aanpak, in 2026, gaan ek eers myself aan U toewy, my gesin aan U toewy, en dan alles wat U aan my vertrou het, gaan ek aan U toewy, want dit behoort in elk geval aan hom, doen dit nie. Alles wat ons het, en alles wat ons is, behoort aan hom, en ons gee dit terug vir hom. Ons sê vir hom, Here, ons wil niks hierdie jaar sonder U doen nie. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal met 'n diep hartklop kan sê, ek wil niks in 2026 sonder God doen nie. Ek wil niks sonder hom doen nie. En so Esra gee vir ons 'n mooi benadering van hoe ons die jaar moet begin, wanneer ons met vas en gebed begin, en wanneer ons onsself afsonder. En om onsself te verootmoedig, beteken om onsself in 'n postuur van nederigheid aan God toe te wy. Van nederigheid aan God toe te wy. En dit is waartoe die Here ons nooi, om met hierdie hartklop die jaar te begin, en om hom eerste te sit. Nou, in die voorbeelde wat ons sien van wat 'n Bybelse vas is, leer ons in hierdie voorbeelde dat mense meeste van die tyd, wanneer hulle gevas het, meeste van die tyd het hulle hulself weerhou van kos en van sekere drinkgoed in vas en gebed. Maar dit het nie altyd daar gestop nie. Inteendeel, ons vind voorbeelde van ander dinge waarvan mense gevas het in die skrif, wanneer hulle self aan God wou toewy. En een van hierdie voorbeelde in vas en gebed is 'n voorbeeld wat Paulus ons van leer, dat jy selfs in jou huwelik, gedurende die tyd wat jy vas en bid, jouself intiem van mekaar kan weerhou in die soeke na God. Dis een manier wat mense kan vas. 'n Ander manier is om onsself te weerhou van dinge wat genot of gerief verskaf in ons lewe. En ons sien hierdie voorbeeld is pertinent met Daniël self. Ons weet daar was tye wat Daniël vrugte en groente geëet het, en met 'n Daniël vas, soos die 21 dae vas, is die motivering vir ons primêrlik om groente en vrugte en produkte wat uit die grond uitgroei te eet, en dan water en sappe te drink. Maar daar's tye waar Daniël sekere kosse wat genot verskaf. En ek sê vanoggend vir Chantel toe ons hieroor praat, toe sê ek vir haar, weet jy, as jy terugdink na die tyd van Daniël, sou dit wees soos om vandag te sê, terwyl ek vas en bid, gaan ek myself weerhou van sjokolade en sjokoladekoek en dinge wat vir my lekker is, of dinge wat vir my lekker proe. Nie omdat dit verkeerd is om sjokolade te eet nie, maar ek wil net wegdoen met enige iets wat my op die oomblik
'n afleiding kan wees in my lewe, of genot of vermaak kan verskaf. En daarom is dit so belangrik om te weet dat wanneer ons vas en bid, ons onsself kan weerhou van kos, wanneer dit medies moontlik is. Want onthou, in baie van die omstandighede wat mense gevas het in die Bybel, was hulle mediese toestand nie dieselfde as wat ons in vandag is nie. En toe hulle self afgesonder het hulle nie noodwendig elke dag werk toe gegaan en fisiese werk gedoen nie, maar het hulle self afgesonder en was alleen om hulle energievlakke te bespaar. En kon hulle so vas en self sonder kos gaan. Maar dit is nie altyd moontlik nie. En party mense gebruik medikasie en ander mense het siektes toestande wat dit daaraan leen vir hulle om sekere kosse te eet of om sekere medikasie te gebruik vir hulle gesondheid. So dit moet in ag geneem word. En daarom wanneer ons vas, is kos en sappe en koeldranke waar ons gewoonlik, jy weet, oor Kersfees het jy miskien gaskoeldranke gedrink. Dit sou wees soos Daniël om te sê, ek gaan myself weerhou van dit vir 'n tyd, maar dit sluit nie net kos in nie. Ons sien dit in die skrif. Daarom wil ek u bemoedig dat om God te soek in 2026, jy jouself kan weerhou vir 'n tyd van sosiale media. Wie van ons kan dit regkry? Kan jy sonder jou foon? Dis 'n moeilike een, hè? Televisie. Sekere vermaak wat ons miskien geniet. Niks fout by die vermaak nie, maar om jouself te weerhou en om die tyd wat jy sou bestee op Facebook, behalwe wanneer jy die vas en gebed boodskapies gaan kyk, die tyd wat jy bestee op Facebook te gebruik om met God te spandeer. So om te vas, soos ons in Esra se voorbeeld sien, is om onsself te verootmoedig voor God, weg te draai van afleidings en onsself toe te wy aan gebed, aan bekering, aan aanbidding en om na God te luister. En ek wil dit weer by jou los, die rede en wat ons doen in ons vastyd is om onsself af te sonder aan God, om onsself te verootmoedig voor God as gemeente, om weg te draai van afleidings. En as jy wil weet, wat is jou afleidings? Vra die Here, Here, wat is my afleidings? Wat is dit wat my tyd steel? Waar ek hierdie tyd eerder met u kon spandeer. En om dan daardie tyd te gebruik, om te soek in gebed, in aanbidding, in bekering. En ons gaan in die weke wat kom praat oor bekering, en wat dit beteken, en dan om te luister. Want wanneer jy vas, dan is daar 'n geestelike ingesteldheid wat plaasvind, wat jou sensitief maak tot die stem van God. Wat jy meer sensitief word tot sy stem as oor die algemeen. Ons gaan vanoggend ook daaroor praat. So dis die eerste ding, wat is vas, en ons sal meer hiervan met u deel ook in die weke wat kom. My tweede vraag wat ek wil beantwoord, wat mense vra is, hoekom doen ons dit saam? Want ons lees in die skrif dat vas 'n baie persoonlike en intieme aksie is, wat tussen ons en God is. Maar ons sien daar's talle voorbeelde van gesamentlike tye van vas in die Ou en die Nuwe Testament. Maar dan is die vraag, hoekom doen ons dit saam as dit ook persoonlik moet wees? En so, ek wil dit so stel vanoggend. Ons doen dit met 'n gesamentlike doel, maar die manier wat ons dit toepas is persoonlik vir elkeen van ons. Want elkeen van ons het 'n ander benadering tot hoe ons hierdie vas gaan aanpak. Gaan ek iets eet hierdie tyd van die dag? Gaan ek net daai tipe kosse eet? Gaan ek ophou hiermee? Gaan ek nie meer sosiale media gebruik nie? Daai vraag moet jy tussen jouself en Jesus beantwoord. En jy moet hom toelaat om jou te lei in daai besluit. En ek sê vanoggend vir iemand, daar is iets wat belangriker is as die manier wat ons vas. En dit is om toegewy te bly aan die besluit wat jy neem oor hoe jy gaan vas. So as jy vir jouself sê, ek gaan van 6 tot 6 vas en dan gaan ek eet elke dag, hou daarby in hierdie tyd. Hou daarby, wees toegewy daaraan. Maar onthou, vas is vir baie mense 'n nuwe terrein wat hulle betree, geestelike terrein. As jy nie deur kan kom met wat jy wou doen in hierdie tyd van vas en gebed nie, het jy nie misluk nie.
Jy's nie verder van God nie. Inteendeel, jy het nader aan God gekom en jy het geleer hoe om te groei in die dissipline van vas en gebed. Die volgende keer wat jy vas en bid, gaan jy 'n beter benadering dalk hê. En so leer ons. Ek onthou in die begin in 2012. In 2012 was vas vir my 'n hele nuwe konsep. Nog nooit in my lewe gedoen voor dan nie. En ons het gegroei as gesin daarin. En dis iets waarin ek en jy groei. So hoekom doen ons dit saam? En ek gaan vir jou wys op die skerm. Ons doen dit saam want 'n gesamentlike koöperatiewe vas verenig ons as 'n gemeente rondom een algemene geestelike doel met een algemene fokus. En wanneer ons saam vas in 2026, is dit dieselfde vir ons as gemeente om vir God te sê, ons kan niks in 2026 sonder U doen nie en ons wil nie. Dis wat ons as gemeente vir die Here sê. Amen. Ons wil niks as gemeente sonder hom doen in 2026 nie. En dis wat vas en gebed sê aan God, wanneer ons dit saam doen. 'n koöperatiewe vas skep daardie geestelike ingesteldheid waarvan ek gepraat het en 'n sensitiwiteit tot die stem en die leiding van die Heilige Gees. 'n gesamentlike vas posisioneer ons as 'n gemeente om God se wil te kan onderskei in besluite wat ons hierdie jaar gaan moet neem. Die rigting waarin ons gaan beweeg as gemeente, maar ook in ons lewens en die seisoene waarin ons onsself gaan vind. Wanneer 'n gemeente saam vas, dan skep dit 'n geestelike reset wat in ons harte plaasvind. Daar's 'n reset knoppie in die gees wat ons druk wanneer ons begin vas en bid, wanneer ons God begin soek. Vas en gebed skep die wegspringplek van 'n nuwe begin in jou verhouding met God, om te groei, om te verander, om te transformeer, en om dit wat hy vir ons lewens dink en wil hê, werklik te ervaar. Dis hoekom ons dit saam doen. Dis hoekom ons mekaar bemoedig om nie op te gee nie. Dis hoekom ons mekaar stig in die geloof in hierdie tyd, dat jy groeiend kan bly in 2026. En daarom vas ons saam. Maar die manier wat ons dit doen, is persoonlik. Ons adverteer nie aan die wêreld, ek gaan nie na buite en vertel vir almal hoe ek vas in 2026 nie, want dit is persoonlik. Mense buite moenie eers weet ons vas nie. Hoe weet hulle nie? Ons was steeds ons gesigte. Het jy gesien, ek het my hare gesny. Ons sny steeds ons hare. Nee. Ek het 2 keer gegaan, hulle was so vol gewees en uiteindelik. Mense moenie weet nie. Jy moet nie morbied lyk wanneer jy vas en daar buite mense, hoekom lyk jy so mismoedig? Man, weet jy hoe voel dit om sonder kos? Dis nie waar ek vas gaan nie. Glad nie. Jy moet met vreugde vas. Jy moet met passie en liefde vir die Here vas. Mense moenie eers weet nie. En as jy soos ek myself al 'n paar keer gevind, veral met ander pastore, wanneer vas en gebedtyd kom, dan partykeer dan nooi iemand jou hier om te gaan eet of daar. Jy moet leer hoe om te antwoord, om nie van mense se goedheid misbruik te maak as hulle vir jou kos voorberei het nie, maar sonder om jou vas te breek. En dis nie maklik nie, om nee te sê nie. Jy moet leer om dit te doen. En om vir mense te sê, en partykeer vat dit, om vir jou net, om persoonlik vir iemand te sê, ek sou so graag saam met julle nou wou eet, maar ek is besig om net myself vir 'n tyd af te sonder in God. So okay om dit te doen, maar ons adverteer dit nie aan die wêreld nie. En dis hoe Jesus ons geleer het. Ons verkondig dit nie aan almal nie. Dis persoonlik wat jy gaan afsonder in jou verhouding met hom. So hoekom doen ons dit aan die begin van die jaar? Is vraag nommer 3. Vas en gebed aan die begin stel God hoeveelste? Eerste. Daar's met God is daar altyd iets omtrent eerstes. Hy praat met ons oor die eerste vrug, ons inkomste, ons tiende, ons eerste vrug. Daar's altyd iets omtrent eerste met God. Hy wil hê ons moet hom altyd eerste erken. As ons 'n besluit neem, as jy 'n besluit moet neem hierdie jaar, voordat jy die besluit neem, vat die besluit eerste na hom toe. As jy van rigting gaan verander hierdie jaar, as jy nuwe verhoudinge gaan aanknoop met mense, vat dit eerste
na God. Moenie dit laaste na God toe vat nie. Onthou, gebed moet nooit 'n laaste reaksie wees. Wanneer alles skeef geloop het in my lewe, en dan wil ek, Here red, hy sal red, maar hy wil eerste wees. Hy wil nie laaste wees nie. Hy wil verhouding met ons hê. En so wat vas en gebed doen is, dit stel God eerste. Onthou Jesus se woorde, soek eers wat? Die koninkryk van God. Soek eers. Nie die dinge wat ek nodig het nie. Die Here weet klaar wat ek nodig het in 2026. Maar hy wil ek met hom eerste soek. Dit help ons om geestelik prioriteite te skep voordat, hier is 'n groot voordat, ons in slegte gewoontes en onderdruk inval in 2026. Wat vas en gebed doen is, dit vestig 'n ritme van afhanklikheid van God en gehoorsaamheid waarmee ons die jaar begin. Ja, hoekom dit 'n reset is dit skep 'n hele nuwe ritme wat jy dalk nie voorheen gehad het nie. Dit verfris die dissiplines wat ons het as gelowiges deur te bid en aanbidding en bekering en tyd in die woord te spandeer, wanneer ons tyd met Jesus spandeer. Dit reset dit maak dit weer nuut vir ons, dit verfris dit in ons, dit verkoop dit in ons en dit help ons om weer vars te begin. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, daar gaan sekere uitdagings wees in 2026. Ek beloof jou dit, daar gaan sekere uitdagings wees wat jy nie sal kan oorkom tensy jy vas en bid daaroor nie. En ek wil dit vir jou wys in die skrif vanoggend. Ek wil vir jou die storie lees en ons gaan vinnig by die laaste 2 punte afsluit. Ek gaan Chris ons bedien met nagmaal. Maar luister na hierdie storie in die boek van Markus. Ek sit net die verwysing vir jou op skerm, maar ek wil dit vir jou lees vanoggend van die geestelike impak wat vas en gebed het in ons lewe. In Markus 9 vers 14 tot 29 leer ons: toe Jesus by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik, toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas. Hulle het na hom toe gehardloop en hulle het hom gegroet. En daarop vra hy toe vir die skrifgeleerdes: waarom rede twis julle met hulle? En een uit die skare antwoord en sê: meester, ek het my seun. Een van die skrifgeleerdes, een van die mense in die skare sê toe die volgende: ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. En waar hy ook kom, dit hom aangryp, skeur hy hom en hy kry skuim in die mond en hy kners met sy tande en hy word styf. En ek het u disippels gevra om hierdie gees uit te dryf en hulle kon nie. So hier's 'n geestelike konflik en die disippels kon nie die bose gees uitdryf nie. Toe antwoord Jesus hom en sê vir hom: o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? En Jesus sê: bring hom na my toe. En hulle bring hom toe na Jesus toe en toe hy hom sien, toe laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry en hy val op die grond neer en hy rol rond met skuim in die mond en daarop vra Jesus die Vader. Hy bid en hy vra die Vader: hoe lank, die seun se pa, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê van sy kunst daar af. En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom: wat dit betref, as jy kan glo, alles is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en hy sê: ek glo, Here, kom my ongeloof te help. En toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskreeu en hom baie stuiptrekkings laat kry het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het hy's dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp, hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, toe vra die disippels vir hom afsonderlik. Nou dink net aan hierdie oomblik. Jesus vertrou jou om vir 'n kind te bid wat besete is en jy bid vir die kind en niks gebeur nie. Ek sou ook na die tyd na Jesus toe gegaan het en vir hom gesê: Jesus, wat het ek verkeerd gedoen? Ons kon nie dit regkry nie. Wat het ons nie gedoen nie? Wat moes ons doen wat ons nie gedoen het nie? En elkeen van sy disippels vra hom
afsonderlik. Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En weet jy wat sê Jesus vir hulle? Hierdie geslag, hierdie tipe gees, luister mooi na my woorde vir 2026, hierdie uitdagings, hierdie probleem, hierdie weerstand, hierdie bekommernis, Jesus sê vir hulle, kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. En so ek wil vir jou sê, hierdie jaar gaan ek en jy te staan kom teen uitdagings wat ons slegs kan oorkom as vas en gebed 'n heilige gewoonte word in ons lewe en 'n dissipline word. En daarom begin ons die jaar met vas en gebed, want ons wil hom eerste sit en ons wil onsself voorberei vir dit wat in die jaar gaan kom, sodat ons geestelik ingestel en gereed kan wees vir wanneer dit kan kom. Tweede laastens wil ek jou vra, hoe doen ons dit? En baie mense vra, hoe gaan ons vas? En ons het gepraat oor die feit dat vas persoonlik vir jou moet wees, maar ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Ons as gemeente gaan saam elke dag, vir almal wat op die WhatsApp groepie is, gaan ons saam 'n stukkie lees, en daar gaan skrifverwysings met dit wees, met die tema van die dag, en ons gaan 21 dae lank gaan ons dit saam doen. So geestelik, as jy op daai groepie is, gaan jy geestelik kos kry, met 'n vas en gebed fokus vir die 21 dae. Maar ek wil jou bemoedig om iets nuuts saam met my te doen in 2026. En jy kan vir jouself besluit, maar omdat dit 'n koöperatiewe gesamentlike vas is, wil ek jou bemoedig om die volgende ding saam met my te doen. Ek wil jou bemoedig om 'n besluit te neem om elke oggend wanneer jy wakker word, of jy 'n alarm stel. En jy weet, party mense word sommer 6 uur wakker van self, hulle hoef nie alarm. Ek is een van die ouens wat alarm moet stel, so ek stel 'n alarm wanneer jy wakker word. Hier is my uitdaging, hier is my bemoediging, hier is my uitnodiging vir jou in 2026, en hoe ons hierdie vas gaan begin. Ek wil jou nooi om heel eerste in die oggend, wanneer jy wakker te word, eerste met God te praat en tyd met hom te spandeer voordat jy na jou foon begin kyk. Dis my uitdaging vir jou. Nou as jy jou Bybel op jou foon het en jy lees jou Bybel, want ek lees my Bybel op my foon in die oggend, ek maak my notas en alles daar, dit is goed, jy kan dit doen, maar voordat jy gaan kyk wat in Venezuela gebeur het, en voordat jy die optogte in Iran dophou, en voordat jy gaan sien wat hier en daar in die land plaas, wil ek jy moet eerste tyd met God spandeer. En ek het so 'n instelling in my eie lewe, ek deel nou 'n persoonlike ding met u vanoggend, maar ek het so 'n instelling in my eie lewe, ek doen dit al lankal, maar voordat ek met enige een in ons familie praat in die oggend, praat ek eerste met Jesus. Al sê ek net, goeiemôre Jesus, en dan sal ek goeiemôre Chantal, en as ons die seun sien, dan sal ek vir hulle, maar ek wil altyd eerste by hom wees. En ek wil jou nooi om in hierdie vas, jou foon net vir 'n rukkie neer te sit, en eerste by hom te kom. En dan, en dit gaan, of dit jou foon is, en of dit jou tablet is, en of dit jou rekenaar, ons het mos die gewoontes van waar ons op sosiale media gaan en kyk, gaan eerste na hom toe. En dan wil ek jou nooi, en hierdie is 'n baie belangrike ding, eintlik vandag, die 4de Januarie, dit is so belangrik vir jou om te bid, en met God te praat, en te sê, Here, hoe wil u hê, moet ek vas hierdie jaar? Wat wil u hê, moet ek doen? Want vir elkeen van ons gaan dit anders lyk. En alhoewel ons mense bemoedig om saam met ons die Daniel vas te doen, groente en vrugte water en groente en vrugte sappe te drink, en dan gaan ons 'n paar resepte met u deel van wat u kan doen met daardie dinge. Daar's 'n paar oulike resepte wat ons uitstuur elke jaar wat u kan doen, maar baie kan nie dit doen nie. En as jy dit nie kan doen nie, is dit oukei. Dit gaan nie oor dat almal moet die Daniel vas doen nie, want dit is 'n koöperatiewe vas. Jy moet bid en sê, Here, wat moet ek op sy sit? En miskien vir een persoon, ek gaan verskillende voorbeelde noem, en daar's verskillende Bybelse voorbeelde hiervan, maar miskien vir een persoon is dit net om miskien net vir 'n dag te vas in hierdie 21 dae.
Jy kan jou steeds afsonder en God soek in die 21 dae, maar miskien het jy nog nooit gevas en bid nie, en jy wil net vir 'n dag. Ek dink iemand het vanoggend vir my gesê, het klaar besluit, gaan net vir een dag, gaan hulle alles op sy sit. Jy kan dit doen. Jy kan besluit om van 6 tot 6 te vas. Jy kan sê, voor 6 in die oggend sal ek koppie koffie drink, maar van 6 uur tot 6 uur gaan ek geen kos proe nie, en dan na 6 uur gaan ek 'n maaltyd eet. Vir party mense is so vas, die Here het mense gelei om so te vas. Vir ander mense, ons praat van 'n droë vas, daar is mense wat hulle self afgesonder het in vaste gebed, wat nie kos of water gebruik nie, en ek wil jou bemoedig om so besluit baie ernstig te oorweeg, en as jy so iets sal doen, dat jy 'n dokter ook moet raadpleeg, want daar is baie uitkomstes, en daar's baie gevolge van om so te vas. Ek het nog net een keer in my lewe, ek deel dit as getuienis van die krag wat God ons gee, maar ek het nog net een keer in my lewe vir 'n lang tydperk sonder kos gegaan, en daar's baie wat in jou liggaam verander ook in hierdie tyd. So dis 'n baie groot besluit om te neem. As jy begin om te vas en bid, om 'n maaltyd op sy te sit, as jy gewoond is daaraan om elke dag 12 uur 'n maaltyd te eet by die huis, en om te sê, ek gaan hierdie week gaan ek my maaltyd gaan ek op sy sit. Ek gaan vanaand eet, maar ek gaan hierdie maaltyd op sy sit, dan kan jy dit doen. As jy nie kan vas van kos nie, dan wil ek jou bemoedig, maar onthou, dis 'n gebedssaak. Wil ek jou bemoedig om na God te gaan en te sê, Here, watter afleidings is daar in my lewe? Want miskien spandeer jy meer tyd op sosiale media. Ek dink, jy weet, ek's baie keer bang, ek en Chantal het mekaar al geterg by die huis hieroor, dan sal ons sê, kom ons gee mekaar ons foon, en dan gaan kyk, want op jou foon-apps, dan sê dit vir jou, hoeveel ure jy op 'n app spandeer. Het jy dit al gesien? So as jy op Facebook is, dan sê vir jou op Facebook, hoeveel ure in 'n maand, of op 'n dag het jy op Facebook spandeer. Ek is bang, dink dit as ons hier by die kerk moes inkom een Sondag, en ons moes foon met almal ruil, en sê, kom ons kyk hoe lank was ons almal op Facebook die week. Nee, wat sou ons sien? Maar jy kan bid en vir die Here sê, watter afleidings is daar in my lewe? Wat trek my aandag weg van U? En ek gaan dit opgee. En kom ek gee vir jou 'n voorbeeld hiervan, en gaan ons met die laaste punt afsluit. Daar was 'n storie van 'n vrou, wat oor die algemeen 'n baie negatiewe persoon was. Sy het geweet sy is negatief, en almal om haar het altyd vir haar gesê, jy is so konstant negatief. En sy het eendag gelei gevoel, sy het gebid, sy het gevra, Here, hoe moet ek hierdie vas aanpak? En die Here het vir haar gesê, sy moet vas van negatiewe woorde. Sy moet vir 'n tydperk gaan sonder om negatief oor enigiets te praat. Dit is die grootste uitdaging van haar lewe. As jy so gewoond en ingestel is om oor alles negatief te praat, is dit so moeilik om dit nie te doen nie. En sy het gevas van negatiewe woorde, en dit het haar lewe verander. En so ek wil jou bemoedig, want dis waar dit persoonlik raak. Ek wil jou bemoedig om te bid en vir die Here te vra, wat moet ek op sy sit? En watter afleidings is daar wat ek net vir 'n oomblik eenkant moet sit? Dis nie vir ewig nie. Ek sit dit vir 'n oomblik eenkant om vir die Here te sê, Here, U is vir my belangriker as kos. U is vir my belangriker as televisie. U is vir my belangriker as al hierdie dinge in my lewe. En dan gaan ons in die weke wat kom, gaan ons praktiese wenke op Facebook deel rondom wat jy kan verwag prakties in jou liggaam in die tyd van vas, hoe jy dit kan hanteer, resepte waarvoor jy kan uitkyk as jy die Daniel vas wil doen, en ons sal verskillende opsies vir jou bied, sodat jy daaroor kan bid en dit persoonlik kan wees vir jou. En dan laastens vanoggend wil ek die vraag vra, wat kan jy verwag in hierdie tyd wat jy gaan vas en bid? Saam met ons. Ek wil eers vir jou sê, om te vas en om te bid gaan nie maklik wees nie. Dit gaan jou verontrief. Dit gaan jou ongemaklik maak. Inteendeel, ek wil jou vooraf waarsku vir jou sê, wanneer jy oor die algemeen nie eet nie, het jy al gehoor van die term hangry? Wie het al gehoor van die term hangry? Toe nie maak so, Kobus smaal. Nee, as jy hungry en angry is, dan is jy hangry. Het jy al gehoor daarvan? Oor die algemeen, as jy nie betyds eet nie, dan word jy geïrriteerd. Ek waarborg jou, wanneer jy vas en bid, gaan hierdie gevoel van irritasie jou hart wil gryp, en jy gaan hangry voel. Maar dis 'n dissipline
waarin ons onsself moet kondisioneer om nie frustreerd te word met die mense om ons nie, en veral by die huis, want ons mos maar altyd by die huis, waar ons geliefdes die prys betaal, wanneer ons geïrriteerd voel, nee. En om onsself te dissiplineer, om selfbeheersing toe te pas, want dit gaan nie maklik wees nie, dit gaan jou verontrou. So berei jouself voor, daar gaan daar wees wat jou ongemaklik is, maar dit is deel van jou groei in hierdie proses. Dan wil ek vir jou sê, daar gaan geestelik uitdagings wees vir jou in hierdie tyd. Wanneer jy vas en bid, gaan daar geestelike weerstand wees in jou lewe, om op te gee, om nie te bid nie. Jy gaan daar vind, julle gaan na die tyd, dit gaan daar mense wees wat dit vir my sê, dit gebeur altyd. Jy gaan tye vind wat julle tyd afgesonder het vir vas en gebed, en dan gaan dinge gebeur wat nooit voorheen gebeur het nie, om jou te breek. Bly getrou, bly getrou. Jy weet, as ek in die oggend my Bybel lees, ek sit my foon op Do Not Disturb. Terwyl ek daardie paar minute wat ek my Bybel lees, niemand in hierdie wêreld, in daai oomblikke, niemand is belangriker as Jesus nie. Ek wil hoor wat die tyd te sê vir my. Dit het nog nie gebeur nie, maar ek is seker, as die hond die kat moet byt, terwyl ek in daai minute my Bybel lees, gaan hulle maar mekaar moet uitsorteer in daai oomblik. Want ek wil nie dit mis, waarmee ek besig is in daai oomblik nie. Ek weet nie, gelukkig het dit nog nie gebeur nie. Maar dit moet vir jou belangrik wees. Maar wat jy ook kan verwag, behalwe vir die uitdagings, wat jy kan verwag, en ek sluit hiermee af vanoggend, en ek gaan so lank vir Chris vra om af te kom na ons toe hieronder, wat jy ook kan verwag, is jy kan verwag, dat in hierdie tyd gaan jy verdiep in jou bewustheid van God in jou lewe. Jy gaan meer sensitief word tot sy teenwoordigheid. Dit gaan gesindhede wat ons nou het, miskien waarvan ons nie eens bewus is nie, dit gaan gesindhede wat ons nou het, gedagtes waarmee jy worstel, gewoontes wat ons gekweek het, en die motiewe waarmee ons dinge doen in die lewe. Luister mooi vanoggend, dit gaan al hierdie dinge ontbloot. Dit gaan dit na vore bring, dit gaan dit na die oppervlak bring. Jy gaan bewus wees van dinge in jou lewe en karakter, wat jy oor die algemeen miskien ignoreer, of nie altyd van bewus is nie. Dit gaan dit ontbloot, en ek deel hierdie vers met u vanoggend, as gevolg van die impak wat vas en gebed geestelik op ons gemoed en ons lewens het. In Psalm 139, vers 23 en 24, sê Dawid, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Ek wil jou nooi wanneer ons vas en bid hierdie jaar. Dis 'n gevaarlike gebed om te bid, maar ek wil jou nooi om saam met my te bid en te sê, Here, as daar iets in my gesindheid is, as daar iets in my lewe is, as daar gedagtes is wat ek koester, as daar eienskappe in my karakter is wat u nie behaag nie, bring dit na vore, Here. Kom ons deel daarmee, Here. My perspektief van die lewe, my wêreldsieninge, Here. Hoe kyk ek na die wêreld daar buite? Hoe kyk ek na my verhouding met my broers en susters in die Here? Toets my hart, Here. Ondersoek my. Is ek opreg? Is my liefde vir u werklik? Toets my hart. Deurgrond my. En ek wil jou nooi om saam met my dit te bid, want dit gaan jou lewe verander. Dit gaan jou lewe verander. En net miskien gaan ek en jy van daardie mense wees wat na 21 dae gaan kom en getuig en gaan sê, ek kan nie glo hoe hierdie tyd my lewe verander het nie. Maar ek glo as ons met die regte hart ingaan en saam dit doen, kan daar wonderwerke in ons lewe gebeur. En om te vas en bid, gaan nie vir jou al die antwoorde op al die gebede gee wat jy op die oomblik bid nie. Maar weet jy wat dit gaan doen? Ek waarborg dit vir jou. Dit gaan vir jou 'n deursettingsvermoë in jou vertroue van God gee, om op hom te wag en hom te glo, terwyl daai gebede nog nie beantwoord is nie.
En daarom wil ek jou nooi om hierdie jaar saam met ons te vas en te bid.